Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Here onse Vader, ons dank U in die naam van ons Verlosser Jesus Christus, dat ons vir U kan sê, Abba, Vader. Dankie dat ons, elkeen van ons, die sekerheid vanoggend in ons harte kan bære en saam kan sê, my Here en my God. Dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat ons kan weet dat U ons geroep het in die ewigheid al, en dat U na ons toe gekom het en die doopwater op ons gegooi het, en vir ons gesê het, jy is myne. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons U mag gaan bid, as die Here van ons lewe. Help ons, Here, om soos ons nou ook gehoor het in U woord, in U gebooie, en ook in die lied wat ons gesing het, help ons om met ons hele lewe vir U te dien. Help ons dat elke gedagte en woord en daad en gesindheid ons sal kan toets aan dit wat U van U kinders verwag. Dankie dat U die lewende Here is, wat op hierdie oomblik hier by ons saam is, en wat oor ons skouer loer as ons lees, en ons op ons skouer tik en sê, soos vir Johannes by Patmos, dit is ek, die eerste en die laaste en die lewende. Dankie dat U hier is, in Jesus se naam. Amen. Psalm 22, vanaf die eerste vers, vir die koorleier op die wysie van die wildspok van die Daraad, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige, wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek van my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien. My veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder U sorg. Van die begin van my lewe af is U my God. En dan vers 20 tot 23. En U, Here, moet tog nie so ver bly nie. Bron van my krag, help my tog gou. Red my van die swaard, my kosbare lewe uit die mag van die honde. Red my die bek van die leeu en tussen die horings van die wilde beeste uit. U het my gebed verhoor. Ek sal tot eer van U naam getuig in die gemeente. U in die volle vergadering prys. En dan vers 28. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal ook aan die maaltyd deelneem en hom as koning herken. Ja, alle mense sterflik en verganklik sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Ek lê op 'n hele klompie van die verse gaan ons na toe terugkom, maar begin natuurlik aangrypend met die woorde, u dit seker gehoor, die woorde wat van die kruis af kom.
my God, waarom het U my verlaat? Op 'n dag sê my oudste dogter vir my, sy hou nie van die psalms nie. En ek was mateloos geskok, want ek het dadelik gedink op 'n manier, dat ek haar nou nie mooi groot gemaak nie. Want wie hou nou nie van die psalms nie? En op 'n dag lees ek in daai bekende Amerikaanse skrywer Philip Yancey, die man wat die pragtige boek geskryf het, What is so amazing about grace, onder andere, lees ek dat hy ook op 'n dag gesê het, hy is ook eintlik nie baie lief vir die psalms nie. Ek dink, kan ek sê, dat almal in die kerk vanmôre sê, wel, jou dogter en Philip Yancey is verkeerd. Die rede hoekom hulle dit gesê het, is as jy nou self so bietjie dink oor die psalms, val hier rondom 80 rond, is daar vreemde psalms. In Psalm 137 vers 9, bid die digter, dat die babetjies van die Babyloniërs teen 'n klip verbrysel moet word. En oral in die psalms kry jy ook die sogenaamde vloekpsalms, waar die digter te velde trek met oorgawe teen sy vyande. En tog, ek wonder as ek vra dat ons moet opstaan en Psalm 23 moet opsê, dink ek ons sal dit reg kry. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ou vertaling het gesê, niks sal my ontbreek nie. Psalm 24, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. 27 vers 1, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? En natuurlik die een waarmee ek die diens begin het. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ja, nee, dis waar. In die psalmboek is daar die ongelooflikste klomp psalms, wat vir ons die heerlikste troos bring. Maar dis dan wat ek vanmôre ook wil beklemtoon. Daar's ook psalms wat ons ellende uitdruk en ons vra en ons nood. My God, waarom het U my verlaat? Dalk is daar mense in die kerk vanmôre wat hoor hoe dit in hulle eie harte resoneer. Wat ook al gevoel het. Waarom het U my verlaat? Waarom was U nie daar toe ek U nodig gehad? Nee, die psalms druk al ons emosies uit. Al ons verlangens. Al ons nood veral. Wat 'n wonder om die psalm tog te begin met my God, vers 1. Wat 'n wonder dat ek en jy van God, kan ek dit so sê, ons persoonlike God gemaak het. Ek bedoel nie daarmee net my God nie, maar ons almal se God. Ek bedoel daarmee dat ek ook kan sê, die skepper van die hemel en die aarde, die een wat alles gemaak het, die een wat alles in die holte van sy hande hou, die een wat in die taal van Amos die water oor die see roep en het uitgiet oor die aarde, en ook Amos die een wat die donker nag verander in lig, dat daardie God wat die oneindige heelal in stand hou en vashou, van hom kan ek sê, my Here en my God. En ek kan dit sê, omdat hy sy verbond met my gesluit het, hierdie wonderlike voorreg, om myself 'n kind van God te noem. Romeine 8 vers 6 staan daar, hierdie wonderlike goed, Romeine 8 vers 16, en julle almal is kinders van God, en dan voeg hy by,
in die volgende vers, en erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Hy bedoel daarmee, Jesus Christus is die oudste broer. En hy erf alles. En ons deel in die erfenis. Die erfenis om te kan weet, ek is die Here se. Die erfenis om te kan weet, die ewige lewe is vir my bedoel. Die erfenis om te kan weet, hy los my nooit. Ek het begin om weer vir Deuteronomium te lees, dis 'n taamlike inspanning. Deuteronomium is nie so maklik nie, maar daar is die ongelooflikste mooi goed ook in Deuteronomium. Deuteronomium 1 sê Moses vir die volk, hy sê eers hierdie woorde in vers 30, die Here julle God gaan voor julle uit, en hy sal vir julle veg, net soos hy in Egipte voor julle eie oë alles vir julle gedoen het. Die Here julle God gaan voor julle uit. En dan in vers 31 sê hy, julle het in die woestyn ondervind, hoe die Here julle God julle die hele pad waarlangs julle tot hier toe gekom het, hoor hierdie woorde, gedra het, soos 'n man sy seun dra. Israel in die woestyn, in die krisis van die woestyn, dink 'n bietjie terug, God het julle gedra, soos 'n man sy seun dra. En nou gaan hy vir julle vooruit. Psalm 68 vers 20 staan daar die wonderlike woorde, dag na dag dra hy ons. Hoor jy dit, broers en susters? Hierdie wonderlike sekerheid. As ek begin twyfel, as die pad vir my moeilik word, as ek waarom begin vra, dan tik die Here as dit ware op my skouer en sê, ek is by jou. Ek het jou nog altyd gedra, en ek sal jou dra op die pad vorentoe. Vers 10 en 11 is twee pragtige verse, daar staan, U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus in die bors van my moeder. Hoor weer hierdie woorde, vers 11, van my geboorte af, is ek onder U sorg, van die begin van my lewe af, is U my God. Wat 'n wonder, van die begin van my lewe af, in die skoot van my moeder, ek behoort aan die Here. Ek is gedoop, gemerk, as die eiendom van God. En in die taal van Paulus in Romeine 8, niks kan ons van die liefde van God skei nie. In die nood wat ons beleef, in die land waarin ons woon, in die wêreld waarin ons woon, is daar soveel dinge waaroor ons bekommerd is en kan wonder. Soos Dawid ook hier geskryf het, ons het 'n stukkie daarvan gelees, hy sê vers 7, ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my, hulle steek vir my die tong uit. Dis ons sondenood, dat ons verlore sondaars is. Dis die stikkende wêreld waarvan ons deel is. Dis droogte en storms. Ons lees ook nou in Paraguay en in die ooste van Australië, met die geweldige klomp skade wat aangerig word deur storms. En ons weet in Suid-Afrika baie goed wat droogte beteken. Ons weet van haat en nait en oorloë. Ons weet van hartseer in ons persoonlike lewe. En ons weet almal, op 'n dag is die streep vir my getrek. Die laaste vyand, in Korintiërs 15, wat vir my wag. Ons voel verlate, soos Jesus aan die kruis. As ek net uit myself my pad moet vind, as ek net in myself alles wat verkeerd loop, en alles wat ek sien wat verkeerd loop, as ek dit in myself moet dra, is ek verlore en verlate. En Jesus sê, Matteus 28 vers 20, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld.
Wat is die antwoord? Wat vra die Here van my? Hy vra van my, vertrou my. Dis nie so maklik nie. Onthou jy wat Jesus ons geleer het om te bid? Ons het dit gesing. Laat u wil geskied. Weet jy, dis die dierste gebed wat 'n mens kan bid. Want daarmee gee jy jouself oor en af. Maar jy gee jouself in die hande van 'n Vader wat jou liefhet en wat vir jou wil sorg. Daarom het ons hoop en kan ons vorentoe gaan. Kan ons saam met die hele wêreld weet, God is in beheer. Hy is die Here. As jy verlate voel, hy het jou nie gelos nie. Die nagmaalsformulier verwys ook daarna. Hy was verlate van God en mens aan die kruis, sodat ons nooit weer verlate sal wees nie. Kom ons sluit af met Jesaja 43. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Kan ek so ietsie daarin lees, dat jy dit net ook hoor? Wat jou geskep het, Jakob. Wie is Jakob? Die bedrieger, wat sy broer en sy pa bedrieg het. En wat beteken die naam Israel? Man van God. Hoor jy die verandering wat God aangebring het in jou lewe en in my lewe? Sondaar, gelowige. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, sondaar, wat jou gevorm het, gelowige, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Amen. Here ons God, baie dankie vir die sekerheid dat ons aan U kan behoort. Dankie dat Jesus aan die kruis van God en mens verlate was, sodat ons nooit weer van U verlaat sal wees nie. Dankie Here dat ons in moeilike tye en in goeie tye aan U kan vashou en kan weet U los ons nie. U weet van die lys van name op ons siekelys, op die nuusbriefie. Ons bid Here dat U in U genade vir hulle sal dra en beterskap sal gee en moed gee vir die pad wat hulle moet loop. Dankie vir U liefde in Jesus se naam. Amen.